Geseënde Kersfees aan elkeen van julle. Baie welkom ook aan die gaste en families wat kom kuier vir Kerstyd. Dit is wonderlik om die kerk so vol vanoggend te sien. Mag julle vandag weer opnuut die verhaal van Jesus se geboorte hoor en mag ons almal weer opnuut hoor waaroor dit werklik gaan en die wonderlike gebeurtenis wat daar gebeur het. Dat mense onsself net verwonder vandag ook. Nou, in vanoggend se diens het ons 'n nagmaal ook later, so as jy nou nog nie jou wyn of brood of sap omhaal het nie, sal ek later in die tyd gee dat jy net kan kom haal, dat jy die tekens kan kom haal en later sal ek dit instel in die ere. Ons gaan vanoggend ek het 'n paar stukke uitlees, maar die preekgedeelte kom uit Lukas 2 hoofstuk, ons 2 vers 1 tot 20. En ons tema is, al was ons nie daar. En ons gaan hierdie diens ook lekker sing, ons gaan lekker saam Kersliedjies sing, want Kersliedjies is ons baie besonder. Dit sing sommer vir my lekker dat ander liedjies te kyk het. En so daarom is ons ook sommer lekker sing, maar ek moet 'n paar keer lees of so deur geloop van die Here, verskillende gedeeltes uit die Bybel. Kom ons raak net vir 'n oomblik rustig oor die Here. Here Jesus, vandag is 'n Kersfees. Vandag is die dag waar ons u verjaarsdag, u geboorte saam vier. Waar u die grootste geskenk is wat gebore is en gegee is vir ons. Here, mag ons vandag weer opnuut net besef waaroor dit werklik gaan en mag ons almal, oud en jong, verwonderd wees oor die verhaal van u geboorte. En mag ons nooit te oud word om te wil leer by u. Ons is 'n kind wat opgewonde is op Kersfeesoggend om 'n persent te ontvang, mag ons daai selfde gevoel in ons hart hê as ons luister na u verhaal. Here, ons bid dit in u naam alleen. Amen. Ons gaan nou lekker saam sing, 3 liedjies saam sing oor die goeie tye, om alle getroues en dan in die stad van koning daar. Maar voor daar gaan eers gaan ek eers vir ons saam van sing, ek eers ons lees uit Jesaja hoofstuk 9. So in die Ou Testament kry ons al voorspellings van Jesus wat gebore word. En is interessant, al in Jesaja word daar 'n hele paar voorspellings van die Here Jesus se geboorte dan voorspel. Die volk het in donkerte geleef, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in donker land het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle het blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbrei, soos mense bly is in die woestyn. Soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldatenskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsel, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Kom ons staan en sing ons die volgende 3 liedjies aan saam. Yeah.
Lukas 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man in die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy was verbuister oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog beteken. Die engel sê vir haar: "Moenie bang wees, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob regeer tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in die ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik." Maria sê: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe die engel van haar weggegaan. As ons moet dink, die emosies wat by Maria, by Josef, Elisabeth moes gewees het. Om te hoor dat sy bestem is om eendag 'n kind te kan hê, wat nie almal bestem is voor nie. En om te kan hoor dat hierdie kind binne haar, hierdie seentjie, 'n baie groot rol moet vervul. Dit moes haar sekerlik met verwondering, maar met groot vrees ook gevind. Here, help ons elkeen ook wat vanoggend hierdie geboorteverhaal weer hoor, om aan die een kant ook met verwondering vervul te word oor hierdie wonderlike ding wat gebeur het. Maar aan die een kant ook weer bietjie met vrees, om te besef dat hierdie babietjie wat gebore was, is nie sommer net nog 'n kind, dat dit werklik God is wat gebore is. En dat hierdie babietjie gaan groot geword het, en dat hy aan 'n kruis moes hang vir ons sondes. Ons dank U, Here, en dat ons hierdie boodskap mag hoor, dat ons dit hoor, Here, en dat ons dit kan glo. Amen. Liefdes, ons antwoord dan met nog 3 lofliedere, en daarna van die preek begin plaasvind. So is ons zijn nu 355, help ons in na vrede, 364, heilige die openvelder, en dan 348, stille nacht, heilige nacht, ons alles genieten.
Here Jesus, hoe wonderlik is dit nie, om sommer so vrolik te kan sing, om te kan sing van u geboorte, van Kersfees. En Here, Kersfees is 'n besondere tyd elke jaar, vir elkeen van ons. Vir van ons, laat ons dink aan ons kinderdae, van gelukkige opgewonde tye. Op Kersfees sal ons ook selfs hartseer maak, waar ons dink aan geliefdes wat afgesterf het, wat nie meer is saam met ons nie. Want Kersfees is ons 'n tyd ook van families, vir saamkuier, van kwaliteit saamstem. En daarom, Here, as ons nou die woord gaan lees, bid ons, Here, dat U ons sal vertroos en dat U vir ons sal hoop bring met hierdie verhaal van U geboorte. Here, help ons om hierdie verhaal wat ons al baie keer gehoor het in ons lewens, dat ons dit vanoggend weer opnuut en vars sal hoor. Dat iets anders 'n bietjie by ons sal loskom. Dat ons 'n bietjie sal dink oor die boodskap daarvan en dat ons dit weer eens sal besef. Waaroor gaan Kersfees eintlik? Here, ons bid al die dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U 'n God is van genade. Amen. Dus kijk, die kinders volgen. Die kinders volgen. Die kinders. Allemaal wat op jong van geest is. Morgen. Wat is dag vandag? Kersfees. Wat is weer Kersfees? Bij unicorn. Ja. Wonderlijk is dat wonderlijk. En dit is Jesus' geboorte. Ek is bly, dis dag ons geskenke kry, maar dis ook 'n dag wat ons dink aan Jesus wat geboorte is. En dis 'n dag wat baie lekker eet, né? Julle mamas en papas en oumas lekker kos maak. Ja, dis 'n lekker kuier vandag. Nou wie van julle kan vir my sê waar was Jesus gebore? Wat? Bethlehem. Hy was jou Jakob al gebore. Bethlehem. Ja. Dis 'n plek daar ver van ons. 'n Klein dorp. En daar was Jesus gebore. Want dis waar hy daar 'n koning daar gebly, lank terug. In die Bybel, die Ou Testament, hy het ons dis koning Dawid, ja. Koning Dawid kom ook van daai wêreld. En Jesus is ver langs 'n afstammeling van koning Dawid. So hy is net familie van koning Dawid. So kom ons so lekker hier help nie. Dan kan jy weer gaan sit. Dis my lekker dat jy vanoggend hier is in die kerk. Dis my lekker mee hier kon was hoor. So ek wil jou ouer mense vra, wat is die unicorn? Ek sien nie wat is die unicorn. Oh, ik was niet van. Was van een ek is bly om te sien kinders wat hier dan reg en weet waaroor gaan Kersfees. Nou kom ons lees ook die verhaal dan van Jesus geboorte in Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus, ek gaan nou ook oor hom praat later, so nou keiser Augustus, 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling, dis soos 'n sensus, in die hele ryk gehou word. Hierdie eerste volkstelling
het plaasgevind toe Ireneus gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele in die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reg in Bethlehem toe om te sien wat gebeur, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel. Maria het alles wat hy gesê is, onthou telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. En ons lees dan net tot daar. Nou wie van julle het al 'n storie gehoor wat as jy dit hoor, dink jy myself dis daarom net te goed om waar te wees. Weet as iemand nou 'n visserman storie wat hy nou brek oor 'n groot vis hy gevang het, maar dan twyfel jy so 'n bietjie wat niemand het gesien. Of 'n boer wat sê hy het soveel ton per hektaar gekry, nou moet bietjie op meneer wonder is dit werklik die ware storie. Nou so is Jesus se geboorteverhaal ook eintlik 'n verhaal wat bietjie te goed klink om waar te wees. En ons moet ook bietjie inspekteer en bietjie kyk dan na hoe dit sê dit klink dalk bietjie te goed om waar te wees. Want aan die een kant is dit eintlik 'n baie eenvoudige storie wat ook klink en waar wees, maar daar's ook ander goed in die agtergrond hier gaan wat dit eintlik 'n baie meer komplekse storie maak. En 'n storie maak wat mens eintlik nie kan glo kon gebeur het dat die Messias so gebore was. So aan die een kant is dit 'n eenvoudige storie, maar aan die ander kant ook 'n komplekse storie wat ons altyd noodwendig sommige mense kan glo. Nou, kom ons kyk eers waar dit plaasgevind. Om te kyk en kom ek sê dit is kind dalk te goed waar. Nou wat sou ons verwag waar moes Jesus gebore word? Nou Jesus is nou die Messias wat gebore word. So in die Ou Testament het ons nou gehoor dat Jesaja uit die klomp uit die profete uit en ander gedeeltes van die Bybel was al verlang vir eeue voor die tyd al voorspel dat die Messias sal gebore word. En vir die Jode was die Messias nie net nog 'n mens nie. Dit is die persoon wat kom om hulle te verlos, om hulle te red, om hulle te bevry van die keiser, van hulle onderdrukking, van die swaar kry wat hulle deurgaan. Die Jode het 'n baie lang geskiedenis van swaar kry. So hulle, as hulle die Messias moes gekom het, sou hulle hierdie persoon soos goud maak. Want hy is hulle oplossing vir al hulle probleme. So mense verwag dat hierdie Messias, wat 'n koning ook is, gesien sou wees as 'n koning, dat hy gebore sou wees in 'n paleis, in 'n weelderige paleis, met granietvloere en hout handvatsels en deure,
en waar net die beste dokters van daai tyd sou wees, en voetvroue, en waar die hele land of wêreld of area tot stilstand sou kom. Amper soos in Engeland is die koning gesterf het, of as daar troue is, of as daar 'n koninklike baba gebore is, dan is die hele Britte, kyk hulle die TV en hulle gaan staan by die paleis en hulle is opgewonde. Mense het so verwag het met die Messias sekerlik se geboorte. Maar wat was die werklikheid toe Jesus gebore was, oor waar hy gebore is? Daar was geen hospitaal nie, daar was geen paleis waar hy gebore is nie. Daar was eintlik geen plek vir hom. Ons lees dat die herberg was vol, daar was iets van 'n klein kamertjie, waar hierdie swanger vrou en haar man of verloofde dan aand spandeer het. En hulle moes maar gaan plek vind het by 'n stal. Nou daai tyd se stalle was nie soos vandag 'n mooi stoor gewees wat in sink en staal gebou was nie. Dit was baie keer op 'n grot gewees wat ondergebou was. Want in daai area op die wêreld is nie baie bome nie, so om beskutting vir die diere te gee, was dit nog baie ondergrond gewees. En jy kan by jouself indink hoe dit daar binne was. Daar is nie goeie ventilasie nie. Daar's diere daar, so daar's mis en dit stink. Daar was vloeie seker, dit was grof en dit was sommer nie 'n lekker plek. En daar in 'n krib, wat eintlik waar die diere moet eet, daar binne was Jesus gebore. Glad nie 'n plek waar mens dink 'n Messias sou gebore word. Dink vir jouself, Maria, 'n verloofde meisie, sy is nog nie getroud nie, en sy is nou swanger, en dink vir jouself die emosies wat sy moes deurgegaan het. Want 'n paar maande terug het 'n engel aan haar verskyn gesê, God gaan 'n besondere mens in jou plaas. En hierdie kind moet jy groot maak, en weet jy my vermoëns, en hy gaan groot dinge doen in hierdie wêreld. So dit moes baie stres op geplaas het onder Maria. Veral in daai tydperk, weet toe baie vrouens maar gesterf met geboorte gee, baie kinders was doodgebore, want die medisyne was nog nie so gevorder soos vandag. So daar was baie stres op haar geplaas. Nie die omstandighede waarin jy dink 'n Messias gebore moet word. Selfs Josef, hy is verloofde, hy het nog nie eens by Maria geslaap nie, en nou het hy 'n vrou wat hier in kraam gaan, en hy kry nie vir haar plek, omdat dit is 'n veilige plek vir hulle nie. Hy voel nie soos 'n goeie man, hy voel soos 'n verneder. En wat van die mense dink? Dis nie as hy dan buite die eg moes hy nou die kind verwek, want dis wat die mense nou moes gaan dink. So Josef moes weer baie goed gegaan het deur daardie nag. Nie die omstandighede wat hy so dink 'n Messias onder gebore moes geword het. Nou, dit is die waar Jesus gebore word. So ons kan hoor dat as mens die verhaal hoor, dan klink dit nie eintlik soos 'n verhaal wat mens kan glo. Maar as jy kyk na die politieke omstandighede van die tyd, wat sou mens verwag het? Dat as hierdie Messias gebore word, dat konings en leiers van die wêreld heen sou gekom het na hierdie geboorte. Hulle sou eer kom betoon aan Jesus. Want hier word nou 'n magtige koning, die konings van alle konings gebore. En nou selfs konings voor hom moet opkniel. Mense sou verwag het dat hordes opgewonde Jode sou gekom het om hulle baba Messias te ontvang. Maar wat het gebeur? Die keiser is besig met 'n sensus, en hy is in beheer van die area gebied. Hy weet nie eens van Jesus wat gebore word, of lees later van die Herodes wat nou van hoor daarvan. Maar Josef en Maria, twee mense wat eintlik nie belangrike mense is. Mense wat nie eintlik politieke mag het of inspraak het in die samelewing. Josef is wel familie van koning Dawid, maar hy is nie eintlik baie belangrik nie. Dis net twee niemand persoon wat nou 'n baba laat geboorte gee, wat die koning van alle konings is. Weer eens klink dit soos 'n verhaal wat eintlik mense nie kan glo nie, dat die Messias onder hierdie omstandighede gebore sou word. En as ons nou na die derde dinsdag kyk,
wat van die geloofsmense, die kerkmense, die priesters van daardie tyd? Wat sou ons verwag het as die Messias gebore word? Dat die hoëpriesters, dat die priesters, die rabbies, al die Jode sou gestroom het na Bethlehem om hulle Messias te ontmoet. Onthou nou die hoëpriester en die rabbies van daai tyd, ook vandag se tyd, hulle het hulle Ou Testament so goed geken dat hulle hom kon opsê uit hulle op uit, van begin tot einde. Hulle het die Ou Testament uit hulle kop uit geken. So hulle het al die tekste geken en geweet wat Jesus se geboorte voorspel. Maar hulle was nie daar toe Jesus gebore was. Daar was geen kerkmens of priester wat die Messias ontvang het. Maar daar was skaapwagters. En in Matteus Evangelie lees ons van die 3 wyse manne, wat 3 wyse mense wat daar opgedaag het. Dis hulle wat na God se stem geluister het, en wie God geroep het, en wat daarna getuienis lewer oor hierdie babatjie se geboorte. Nou waarom is dit belangrik om dit te fokus op? Nou, die slim mense sê dat die skaapwagters, hierdie skaapwagters kom van 'n ver area, en ook die wyse mense, manne, die wyse manne. Maar die skaapwagters was waarskynlik nie eens Jode gewees. Hulle was heidene gewees, mense wat ander gelowig, wat ander gode aanbid. Die skaapwagters van daai was ook baie keer soms robbe persone gewees, want hulle was nog gemaande daar in die veld van eie, 'n man of 2 alleen daarso, en jy kan myself dan daai mense was maar rof, en hulle moes maar oorleef daar in die woestyn, en tussen die wilde diere en die hagtige omstandighede, om die kudde aan die gang te hou. So God roep hierdie skaapwagters, mense wat eers Jode is, en hy roep hulle om getuienis te wees van Jesus se geboorte. Weereens, dit is nie hoe mense wil verwag het, die omstandighede rondom hoe die Messias gebore moes wees. Nou, al was ons almal gemeente, al was ons nie daar nie, weet ons die volgende is waar van die verhaal van Jesus. Dat waarby Jesus, dat hy gebore was in baie eenvoudige omstandighede. In 'n klein dorpie van die naam Bethlehem. En dat hierdie omstandighede waarin hy gebore is, vir ons wys van die lewe wat hierdie baba Jesus later sou leef. Een van die eenvoudige lewe. Een van nederigheid. Een van tevrede wees met wat hy het, met die bietjie wat hy in die lewe. Ons weet ook dat soos die wêreld destyds nie Jesus wou se koms wou aanvaar het nie, dat daar 'n handjievol mense was wat getuies was en dat hierdie boodskap aanvaar het, so ook verwerk mense vandag nog vir Jesus en die boodskap van Jesus. Ons hoor in die verhaal dat God die getuienis van eenvoudige mense gebruik om die evangelie te verkondig. Soos wat hy die skaapwagters en wat hy soos mense soos Maria en Josef gebruik het, eenvoudige mense gebruik hy ook vir my en jou. Hy gebruik nie net konings of belangrike presidente of mense of celebrities of wat ook al, hy gebruik eenvoudige mense, alledaagse mense om getuienis te lewer oor die evangelie. Laastens hoor ons ook in die verhaal dat keisers en konings dink hulle is in beheer van die lewe en van die wêreld en van mense. Maar God is eintlik in die agtergrond en beheer en aan die stuur van sake. Byvoorbeeld in hierdie verhaal, 'n keiser Augustus is besig om 'n sensus te doen. En so gebruik Jesus goddelik vir die keiser om sy wil te laat geskied. Want so moes Josef getrek het na sy tuisdorp, na Bethlehem toe, na die dorp toe wat voorspel was waar die Messias gebore moes word, sodat hy daar sy sensus kan laat inskryf. As die keiser dit nie gedoen het, sou Josef nie waarskynlik nie daar gewees het, soos Maria daar geboorte ongeskied. Sien julle hoe God ander mense gebruik om ook nog sy wil te laat geskied? Al is dit mense wat soms nie dink Jesus bestaan of is regtig nie, of mense wat volgens God se wil leef nie,
gebruik Jesus alle mense om op die ou einde sy wil te laat geskied. Geliefdes, al was ons nie daar nie, weet ons, dit is waar, dat liewe Jesus gebore is vir elkeen van ons, en maak ons weer eens nie besef, wat is die ware betekenis daarvan, en dat ons die getuienis daarvan sal uitleef in hierdie wêreld. 'n getuienis van as mens na Jesus se verhaal kyk, sy geboorte, 'n onwaarskynlike verhaal wat plaasvind. Dat die Here op onwaarskynlike manier ook in ons lewens werk en wonders laat verrig tot eer en verheerliking van sy naam. Amen. Here Jesus, al was ons nie daar, weet ons dat U geboorte waar is. En dat U eintlik op onvreemde omstandighede, onder onvreemde omstandighede gebore is. Maar dit wys net vir ons al, dit voorspel vir ons al reeds die lewe wat U sal leef. Een van nederigheid, een van werklik een wat homself opoffer vir ander. En dat U aan die einde aan die kruis gaan. Ook iets wat ons nie verwag het. Dat 'n Messias, dat 'n God homself sal laat ophang, sodat ons sondes vergewe word. Here, ek bid vir elke persoon wat vandag luister hier na die preek, waar hulle of op hulle eie of saam met hulle families vandag kosbare tyd saam spandeer, mag dit kwaliteit tyd wees, Here. Mag hulle batterye laai, Here, en mag hulle sommer net weer eens besef waaroor gaan die lewe. En mag ons onsself weer reg kry en ons perspektiewe reg kry vir die nuwe jaar wat voor lê. Here, ons bid al die dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U 'n God is van genade. Amen. Geliefdes, ons gaan nou luister na 'n video, 'n musiekvideo om onsself voor te berei vir die nagmaal. As jy nog nie jou brood of jou wyn of sap onthaal het nie, dan kan jy nou sommer kom rook terwyl die musiek speel om net jou te kom haal aan die vloer. Kom ons luister na die musiek. Allemaal brood gekry? Allemaal brood gekry. En dan wil ek oor die beker, die omgewing dat die beker hier nog. Dan nog iemand wat in die beker verkies moet drink. Allemaal wyn en sap gekry. Ja, voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun, Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ook vir ons dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen het. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan die disippels gegee het en van gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. En jy sal wonder hoekom is dit op Kersfees. Maar dis ons eintlik hoekom Jesus gekom het aan het. Jy sodat hy kon gekruisig word vir ons sondes. En so vind 'n sondige dag vandag om tot saam nagmaal te kan vier. Die nagmaal vertel ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis gesterf, maar ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaarkry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sien ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Wanneer ons die brood eet, dink ons aan Christus se liggaam wat gebreek is vir ons aan die kruis.
soos wat sy liggaam seer gemaak was, gepynig was, so dink ons aan die brood wat ons breek en saam. Neem dit, eet dit en dink daaraan. Die beker van danksegging. Wanneer ons die wyn drink, dink ons aan Jesus se bloed wat aan die kruis vir ons elkeen gevloei. En dat sy bloed ons skoon gewas het van sonde, en dat hy vir altyd en ewig vir ons die perfekte offer sal wees. Wanneer jy dit drink, dink daaraan dat sy bloed ons elkeen gevloei het. Here, dankie dat ons almal vandag kon deelneem aan die nagmaal. Dankie dat ons kan saam getuig, al was ons nie daar nie, weet ons dit is waar, dat U gebore is in 'n krib daar in Bethlehem. En dan vandag waar ons het vier, Here, dat ons het gesê, dat U die kosbaarste geskenk is wat vir ons gegee het. En dat U 'n geskenk is wat juis dan moes groot word en aan die kruis moes sterf. En dat ons hierdie as die deel van die nagmaal wat deel kon hê daaraan. Die Here mag ons besef dat hierdie geskenk is 'n baie duur geskenk. Ons kan dit nie koop met geld nie, Here, met werke nie, maar bloot deur genade. En dankie, Here, daarvoor. Ons bid in U naam alleen. Amen. Weet raak is daar iemand in die deur. So, as julle uitbeweeg, ek vra net vir julle, as julle van onthou, daar is by elke deur iemand met water in, so vat jou kelpies en saam, as jy beweeg, dan gooi dan net daar in die iemand, kan jy saam begin sout en was net die water makkelijker. Liefdes, ons gaan dan afsluit met ons slotlied, al was ek daar nie, en daarna ontvang ons die seën, en dan sing ons die aan. Kom ons saam is. Geliefdes, gaan net op die Kersdag met die volgende seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.